U is ook vir elkeen van ons die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die werk van sy Gees. Voordat ons hierdie lied, Grote God aan U die eer sing, wil ek net saam met Barry hulle dit beklemtoon, Grote God aan U die eer. Hy het sy bakkie gerol, en die bakkie is totaal afgeskryf, en hy is nie afgeskryf nie. En ons is regtig saam met julle bly, Barry, dat jy behoue aan die ander kant uitgekom het. Hy het bietjie seer gekry aan sy skouer en sy nek, maar ons vertrou dat dit ook sal herstel. Die seer aan die nek lyk my kom van rugbybeserings af. Ons is regtig saam met die Here bly. Nou, dis 'n groot wonderwerk. Maar broers en susters, in elkeen van ons lewens kom daar klein wonderwerkies, wat 'n ou partykeer wonder hoe die grote God van die hemel hom so met 'n mens kan bemoei, dat hy in al die klein dingetjies ook vir 'n ou bystaan. Op die voortrekkerkamp waar ek was, 200 pragtige matrieks wat 'n ou nogal moet gee vir ons toekoms, tree ek daar van 'n trap af skeef in my reeds opgevoeterde knie, is toe so dat ek nie op die ding kan trap nie. Ek moet met 'n stokstywe been loop, stadig, en as 'n ou graspolletjie raak trap, dan sok hy sommer onder 'n ou, en dit is 'n hengse pyn hier aan die kant van die been af. En die sukkel toe vir 2 dae aan, dat 'n ou regtig, die laaste aand dat ek in die bed gaan lê, nou het ek 'n nood. Jy weet mos nou wat die koue aan jou doen. Nou dink ek is dit nie makliker om net te lê en knyp vir 12 uur of vir 6 ure, as om nou weer op te staan en met hierdie knie 'n end, want ons is 'n reuse groot kamptrein te sukkel. En ek sê die aand daar, Here, dit kan nie so werk nie. Ek moet gou trein toe, dan sit op en af en trappe en goed met bagasie, en dan die lughawe stap jy kilometers aan. Dit kan net nie gebeur nie. En toe ek daai volgende oggend reeds in die badkamer staan, te besef ek het vergeet ek het 'n knie. Toe is hy reg. Ek het Vrydag aand letterlik die hele nag deur gelê in hoes. Dat ek naderhand nie geweet het hoe ek dit myself het nie. Ek gistermiddag gesit en TV kyk, hoes, gaan skuinsel op die bank, dan hoes jy eers. En ek weer gesê, Here, maar dit kan nie, ek kan nie nog 'n nag nie slaap hê en ordentlik kom preek nie. Vanaf toe ek 6 uur wakker word vanoggend, besef ek, daar was nie 'n hoes van 'n dag uit nie. So wat ek daardeur eintlik maar net wil sê, is dat in die groot dinge, soos Barry se lewe, en in die kleinste dingetjies, en ek is nou nogal geneig om nie altyd die Here te vra vir klein goedjies, soos 'n seer knie en die goed nie. Want jy dink, hy hanteer die skepping, hy hoef daarom nou regtig nie oor my skewe knie te bekommer nie. En tog op 'n wonderlike manier kyk hy elke oomblik na ons. En ons het jare gelede al hier het om Fanie hulle ook gesê, ons moet vir mense kans gee om te sê, as daar sulke goedjies gebeur. En ek kan nie dink hoe 'n knie net kan regkom nie. Dit is vir my verstommend, want 'n ligament of 'n spier, dit moet een van die twee wees, kom nie net oornag reg nie. En dit het. En daarom kan ons regtig uit ons harte uit, en jy kan maar dink aan alles wat in jou lewe ook gebeur het, soortgelyk. Grote God, aan U die eer. Heerlik is waar U regeer. Hemels is U majesteit. Heilig U geregtigheid. Kom ons sing die eerste en die tweede vers van lied 109. Of nee, 190. Ja.
Gemeente, ons het lanklaas na hierdie weergawe geluister, waar die bedoeling is dat omdat Jesus vir ons die wet vervul het, word die 10 gebooie eintlik op 'n manier beloftes, toeseggings aan ons. Ek beloof jou dat as ek die eerste plek in jou lewe inneem, jy geen ander gode sal wil dien nie. Ek sal die eerste en die ereplek in jou lewe hê. As ek in jou hart is, beloof ek dat jy geen gesneede beeld van my sal maak nie. Dit sal nie nodig wees nie, want jy sal self my beeld in jou dra. As jy my liefhet, sê Jesus, beloof ek jou dat my naam nooit as 'n vloekwoord oor jou lippe sal kan kom nie, maar dat dit steeds in alle omstandighede deur jou in ere gehou sal word. As ek 'n ereplek in jou lewe het, beloof ek dat die Sondag vir jou die hoogtepunt van die week sal wees. Dit sal vir jou 'n vreugde wees om kerk toe te gaan, nie 'n dag om teen-op te sien, maar na uit te sien. As ek in jou lewe is, beloof ek vir jou dat dit vir jou 'n voorreg sal wees om jou ouers te eer en lief te hê. Dit sal vir jou nie moeilik wees nie, want agter hulle sal jy my sien staan wat hulle vir jou uitgekies het. Ek beloof jou dat jy nooit iemand sal wil seermaak, wat nog doodmaak. Ek beloof jou dat as jy my liefhet, dit nie moeilik sal wees om aan jou huweliksmaat getrou te wees. Gee my 'n plek in julle huwelik en ek sal julle liefde vir mekaar en julle geluk in my hande bewaar en vashou. As ek op die troon van jou hart sit, beloof ek dat jy nie daarop ingestel sal wees om iets van ander te neem nie. Jy sal daagliks vra, aan wie en waar kan ek iets aan 'n ander gee, maar neem nooit. As ek in jou lewe is, sal dit nie meer vir jou lekker wees om van 'n ander kwaad te praat. Ek beloof jou dat ek deur my gees van jou 'n loyale mens sal maak, wat van iemand niks sal sê, as dit nie iets goeds kan wees. Ek beloof dat ek deur my gees jou so sal vul met dankbaarheid, dat jy niks meer sal begeer nie. Jy sal vergenoeg wees met wat jy het, met die besef dat God gee soos wat hy dit nodig vind, en as hy gee, gee hy altyd op so 'n manier dat niks jou ontbreek. Kom ons sing die eerste vers van lied 235. Gemeente, ons weet mos so goed, dat die Bybel sê, as julle julle sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe. Kom ons sing as 'n geloofsbelydenis, vanoggend lied 265, se eerste en tweede vers, en dan kan ons sing.
ons kyk na twee gedeeltes, 1 Samuel 24, wat die agtergrond is, wat gemaak het dat Dawid Psalm 57 skrywe, 1 Samuel 24 en Psalm 57. Here onse God, dis deur u beskikking dat hierdie woord vir honderde en duisende jare bewaar gebly het. En in honderde tale hier op aarde vertaal is, ook ons eie geliefde moedertaal. En ons dank u vir daardie voorreg, om ons verhouding met u te kan bou in ons taal. En dat u woord net so duidelik tot ons spreek in ons omstandighede, as wat dit destyds duisende jare gelede gedoen het. Ons bid asseblief dat u Gees met ons sal wees, dat ons u woord sal hoor, sal verstaan, sal inneem. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. 1 Samuel 24, daarvandaan het Dawid in die skuilplekke by En-Gedi gaan bly. Net toe Saul van die veldtog teen die Filistyne af terugkom, is aan hom vertel, Dawid is in die En-Gedi woestyn. Saul het 3 afdelings manskappe wat uitgesoek is uit die hele Israel gevat, en gegaan om Dawid en sy manne op te spoor in die omgewing van die klipbokrotse. Onderweg het Saul afgekom op skaapkrale met 'n grot daarby. Hy het daar ingegaan om homself te ontlas, terwyl Dawid en sy manne agter in die grot sit. Dawid se manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, en jy moet met hom maak soos jy dit goed vind. Dawid het opgestaan, en ongemerk die punt van Saul se mantel afgesny. Maar agterna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy Saul se mantelpunt afgesny het. Hy het vir die manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand teen my koning, die gesalfde van die Here oplig, want hy is die gesalfde van die Here. So het Dawid sy manne met sy woorde gekeer, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. En Saul het opgestaan en sy koers gegaan uit die grot uit. Dawid het ook klaargemaak en uit die grot uitgegaan. Hy het agter Saul aangeroep, U Majesteit die koning. Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na die praatjies van mense wat sê Dawid soek die ondergang? U sien vandag met die eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het en as ware vir my gesê het om u dood te maak, maar ek het u gespaar en gesê, ek sal my hand nie teen my koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here. My vader, kyk tog, kyk na die punt van u mantel in my hand. Deurdat ek die punt van u mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien dat daar geen kwaadwilligheid of opstandigheid by my is nie. Ek het nie teen u in opstand gekom nie, selfs al agtervolg u my om my lewe te neem. Die Here sal regspreek tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie. En dan Psalm 57, vir die koorleier op die wysie van moet dit nie verwoes nie, van Dawid, 'n gedig na aanleiding daarvan, dat hy vir Saul in die grot ingevlug het. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u soek ek skuiling. Onder u vleuels skuil ek tot die bedreiging verby is. Ek roep na God die Allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag, die stryd laat verloor. God sal antwoord in sy liefde en trou. Ek is hier tussen leeu's, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, u mag hoog bo die aarde. Hulle het 'n stryk vir my voete gespan, hulle wou my breek. Hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Ek voel weer veilig, o God, ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing.
Ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here, onder die nasies u lof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, u mag. Daar sulke gebeurtenisse uit 'n mens se lewe, wat om die een of die ander rede by jou bly. Ekskuus, baie keer is dit nie ongelooflike groot gebeurtenisse nie, maar sommer so alledaagse, in die alledaagse lewe. So, toe ek as aan 'n 7 seun was, het ons voortrekker offisier ons daar in die Fonteine Dal ingevat, so 'n natuurreservaatjie daar by die Fonteine Sirkel in Pretoria, en hy daar vir ons 'n grot gaan wys. En dis asof hy daar vir my 'n fascinering met grotte wakker gemaak het, wat gemaak het dat as ek ergens by 'n grot kom, Kango grotte of die Sodwala grotte of daai selfs daai ou grootjie daar by Stormsriermond, dan wil 'n ou daarin. Want ek dink 'n mens is op 'n manier dadelik nuuskierig as jy 'n grot sien en jy wonder, wat gaan daar binne aan? En nou weet ons ook dat mense van prehistoriese tye al in grotte gewoon het. Die opgrawings by Sterkfontein en by Blombos in die Oos-Kaap en by Lascaux in Frankryk, om net 'n paar plekke te noem, het baie lig gewerp op hoe prehistoriese mense in grotte gebly het. As 'n mens 'n bietjie dink, dan is dit baie maklik om te verstaan hoekom 'n grot eintlik so 'n groot aantrekkingskrag op 'n mens het. Want 'n grot is 'n natuurlike skuilplek. In 'n grot is jy beskerm teen wind en weer, en het jy ook tot 'n groot mate beskerming teen jou vyande. Aan die een kant is dit 'n wegkruipplek. Dalk weet mense vyande nie dat jy eers daar is nie, sou hulle dit nie geweet nie. Daarom het hy daar in die grot ingegaan wat Dawid hulle geskuil het, want hulle kan nie van die buitekant af sien wat binne aangaan nie. En aan die ander kant is dit natuurlik maklik verdedigbaar, want daar is net die nou ingang van die grot wat jy hoef jouself teen te beskerm as daar mense inkom, want reg rondom jou word jy mos nou deur die rotse beskerm. En dan nog as dit 'n groot grot is met baie vertakkings en gange, dan kan 'n mens maklik dieper en dieper en dieper in die grot ingaan, terwyl jou vyande onbekend is wat daar aangaan daar in die donker van hierdie grot. So aan die een kant is 'n grot 'n natuurlike skuilplek. Maar daar is ook iets dubbelsinnig aan 'n grot. Die saak het twee kante. Dis nie net positief nie. Want as 'n mens bietjie daaroor dink, dan sê jy vir jouself, as jy in die grot is, dan is jy self ook in die donkerte. Diep in 'n grot in, weet jy ook nie wat in die buitewêreld aangaan nie. Jy's afgesny van die lig van die son, jy's beperk deur die kringetjie lig wat gemaak word deur 'n fakkel of 'n flits of 'n lampie. Jy's veilig, maar jy's ook in die donkerte. En jy kan nie vir altyd so lewe nie. Interessant, in Mexiko het daar 'n grot toegeval en die visse wat daar gebly het, het oor hoeveel jare hulle pigment verloor, as ek 'n pink visse, jy kan hulle in die winkel sien, en hulle het hulle oë verloor. Hulle het net nie meer oë nie, daar's net 'n doppie waar die oog gesit het. Hulle het radar ontwikkel, want dit is piknag donker in daardie grot. En ons kan nie so lank daar bly dat ons naderhand radar sal ontwikkel. En met hierdie dinge oor 'n grot in die agterkop, dink 'n bietjie saam met my oor wat Dawid ervaar het daar in die grot. Dink 'n bietjie saam met my of sy woorde in Psalm 57 ons nie dalk op 'n manier uitnooi om geestelik te dink oor die betekenis van 'n grot in jou lewe nie. Dawid gaan kruip weg in die grot. Dit plaas hom in 'n posisie van mag teen sy vyand Saul. Saul weet nie Dawid is in die grot nie.
En Dawid sou baie maklik vanuit sy wegkruipplek vir Saul kon aanval en hom kon doodmaak. Want as jy daar sit en doen wat Saul gedoen het, dan is jy op 'n manier regtig weerloos. Jy kan nie opspring vinnig of iets van die geaardheid nie. So hy was regtig in Dawid se hande. En dan wonder ek by myself, wat sou ek gedoen het as ek daar in die grot gesit het? Want dis die maklikste manier om van hierdie ou ontslae te raak wat jou siel soek. Nou, soos ons in 1 Samuel gelees het, doen Dawid iets verrassend. Hy maak nie vir Saul dood nie, hy sny dood eenvoudig ongemerk 'n stukkie van die mantel af. En daarna is hy uit die grot uit. En dis 'n belangrike ding. Dawid verlaat die natuurlike skuilplek van die grot en kom uit in die oopte. En dit was nogal 'n groot risiko wat hy geneem het. Want nou is die magsrolle weer omgedraai. Saul het 'n weermag by hom. Dawid self is nie meer in die grot nie. Hy kan nie wegkruip nie, hy kan homself nie beskerm nie. So hy is eintlik totaal oorgelewer aan Dawid. Hy ruil die rolle om. En dan vra ou vir jouself natuurlik, hoekom op die aarde sou Dawid dit doen? Wat is dit wat geestelik gebeur het, wat gemaak het dat Dawid sy natuurlike sterk posisie prysgegee het, en buitentoe gaan en homself heeltemal kwesbaar maak daar in die oopte? Maar dan moet ons hoor wat sê hy in Psalm 57. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. En die beeld wat hy natuurlik gebruik, is die van 'n klein kuikentjie wat onder die haan of die hen se vlerke inkruip. As daar gevaar is, en die pa of die ma sprei die vlerke oop, en die kuikentjie sit veilig hieronder, en hulle is beskerm. En dis wat Dawid met die Here wil maak. Hy wil soos 'n klein kuikentjie onder die Here se vlerke gaan wegkruip, totdat die gevaar verby is. En dis merkwaardig, dat Dawid in sy omstandighede kon besef, hierdie natuurlike sterk posisie van my, hierdie grot kan nooit in die laaste plek vir my regtig help nie. Hierdie grot kan nie maak dat daar regtige vrede sal kom tussen my en my vyande nie. En dan tree Dawid uit in die oopte in, waar hy homself kwesbaar maak, maar waar hy homself doelbewus onder die beskerming van God gaan plaas. Ons hoor dit in soveel woorde in die stukkie in 1 Samuel wat ons gelees het. Al was hy in 'n sterk posisie, lê Dawid die wapens neer, hy buig voor Saul, hy beroep hom daaroor dat die Here sal regspreek tussen hulle. En ek dink dit is 'n stuk genade, dat Dawid in sy omstandighede bewustelik na God toe kon draai. En dit terwyl hy hierdie keer in die sterk posisie was, nie in 'n swak posisie. 2 weke gelede, Psalm 56 en 1 Samuel 22, was hy in 'n swak posisie en soek hy die Here se hulp en redding. Nou is hy in die sterk posisie, daar agter in die grot, en hy gee dit prys. Hy gee dit prys. Hy kom tot die geestelike insig dat die grot nooit in die laaste plek volledig beskerming kan bied nie. Want as jy in 'n grot is, soos ons gesê het, is jy self in die donkerte. Jy sien self nie daglig nie. En jy kan nie regtig onbepaald so bly lewe nie. En die refrein van Psalm 57 sing, toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, u mag hoog bo die aarde. Dawid verlang daarna om God se grootheid te sien in sy omstandighede. Hy wil die werklikheid van God se mag ervaar in sy omstandighede, maar hy kan dit nie doen vanuit die donkerte in sy grot nie, waar hy op eie mag moet staatmaak in die liggie van sy eie lampie nie. So Dawid se verlange daarna om God se grootheid en mag te sien, behels 'n doelbewuste uitstap uit hierdie grot uit, na waar hy kwesbaar is, maar ook na waar hy
beter kan sien. En dan moet 'n mens bietjie dieper kyk. Want anders bly dit 'n mooi storieetjie oor 'n koning wat sy lewe gespaar is. Ek dink daar sit 'n stuk uitnodiging in hierdie gedeelte. En om daarby uit te kom, moet 'n mens dalk vir jouself vra, wat is die dinge in my lewe wat die rol van 'n grot in my lewe speel? Watter goed is daar in my lewe wat vir my sterk punte is? Wat vir my natuurlike skuilplek is? Wat vir my wegkruipplek gee? In my geval definitief nie, maar dalk in jou geval beleggings. Wat vir jou in jou agterkop sê, ek het genoeg geld, ek gaan genoeg geld hê, ek hoef nie bang te wees wat met die rand gaan gebeur nie, ek sal oorleef. Miskien is dit 'n sterk persoonlikheid. Miskien is dit die ding waarmee jy wegkruip in die lewe. Miskien 'n bevoorregte posisie. Miskien invloedryke vriende. Wat ook al. En natuurlik is hierdie goed op sigself nie sleg nie, want hulle kan wonderlike natuurlike gawes wees. Maar dit kan wees dat hierdie goed of enige iets anders geestelik in 'n mens se lewe die rol van hierdie grot begin speel. Maar onthou, daar is iets dubbelsinnigs aan 'n grot. In 'n grot is jy veilig. Maar is op 'n manier 'n selfgekiesde stuk veiligheid. En in 'n grot sit jy self in die donkerte. Jy kan self nie mooi sien nie. En dan is daar dalk vandag vir jou en vir my 'n uitnodiging in die gedeelte om die grot of die grotte in ons lewens raak te sien vir wat hulle is en dan doelbewus uit die grot uit te kom. Om doelbewus te kies om nie my vertroue op daardie dinge in my lewe te stel wat ek dink my veilig hou nie, en my op 'n manier weerbaar te maak en voor God te kom staan. Soos Paulus sê, wanneer ek swak is ek sterk. En natuurlik is dit 'n risiko. En natuurlik kan jy seer kry. Want jy maak jouself kwesbaar. Maar dit is 'n geleentheid om jouself doelbewus onder God se beskerming te kom stel. Onder u vleuel sal ek skuil tot die bedreiging verby is. Nie in my eie grot nie. Nie in my eie selfgemaakte veiligheid nie. En 'n ou hoef maar net rond te ry. Dit lyk vir my in Pretoria baie erger as wat hier by Oos-London aangaan. Maar die mure is so hoog soos die dak en dan is daar nog rolle doringdraad en elektriese drade en honde met tande en ek weet nie wat alles waar agter die mense daar bly nie. Selfgemaakte grotte waarin ek wegkruip. So kan ek nie leef nie. En hier gaan dit nou vanoggend spesifiek oor ander goed. Nie noodwendig die fisiese hoë muur wat ek om my sit nie, maar allerlei ander dinge. Onder u vleuels sal ek skuil. Die risiko is daar, maar die belofte is soveel groter. Die belofte is soveel groter as ek doelbewus na God toe sou draai in my omstandighede. En die belangrike is om in hierdie verband vas te hou aan die werklikheid van die doop. Want elke doopgeleentheid, soos ek 'n paar weke gelede gesê het, herinner my aan my eie doop. En om gedoop te wees beteken om ingeplant te wees in ons eie doop in Jesus Christus. Daar is so 'n mooi advertensie, ek kyk net so, ek weet nie of dit op van die ander kanale ook is nie, maar van 'n ou wat sy hele, wat noem jy 'n spul druiwe, dit is nie net 'n perieel nie, dit is 'n hele land vol druiwe. Wat noem 'n ou dit? 'n wingerd. In die Weskaap sny jy daai goed alles af, en hulle ent 'n klein groen stukkie dingetjie daar binne in die droë stok in hulle maak hom toe. En dan wys die advertensie baie mooi hoe daai klein ingeplante, ingeënte stukkie druif daar opgroei en hoe hy die drade kry en hoe hy verder versprei en groei. En die doop
is as het ware my inenting in die onderstok van Christus. En as ek daar ingeplant is, dan kan ek groei, soos daai pragtige advertensie vir ons wys. En as ek ingeplant is in Christus, dan beteken dit, ek is ingeplant in die pad wat hy loop, dan is sy pad my pad en my pad is sy pad. En Jesus se pad is juis die pad van selfprysgee, van kwesbaar wees, tot die dood aan die kruis. En sy pad is ook die pad van 'n tevoorskyn tree uit 'n ander grot uit. Die grot van die graf, aan die ander kant van die dood. 'n Lewe in die werklikheid van God se lewe. En dan moet ek myself vra, kan ek uit die grotte van my lewe tevoorskyn tree en smag daarna dat God sy grootheid en sy mag in my lewe sal tevoorskyn bring? Want uit myself is ek te swak. Baie keer is ek uit myself geneig om eerder die lem in my vyand se ribbes te gaan druk in die dieptes van die grot. Nie waar nie. Maar ek is gedoop. En dit beteken ek is ingeënt in Christus se sterwe en opstanding en lewe, en in die lewe is die Heilige Gees aan my gegee om my elke keer weer buite myself te laat tree en my op God se beskerming te beroep. Kom ons volg Dawid se voorbeeld. En klim doelbewus onder God se vlerke in, sodat ons sy beskerming kan geniet. Amen. Ons hemelse Vader, dit is so dat ons soveel valse sekuriteite vir onsself skep, op soveel vindingryke maniere, en dat ons daardie sekuriteite ook vir ons kinders wil skep. En Here, daar is soveel dinge in die wêreld en ook in ons eie land wat ons bedreig. Wat ons fisies bedreig, wat ons moreel en geestelik en sedelik bedreig. En dan is dit natuurlik dat 'n mens vir jou skanse bou, dat jy grotte kry om in te vlug waar jy veilig kan voel. Ons bid vir oggend, Here, dat U ons oë sal oopmaak en ons oë sal rig op Jesus en laat ons besef dat ons bo alles eers die koninkryk van God moet soek. Dat ons bo alle dinge eers uit onsself uit moet tree om by U te skuil. Want Here, U laat ons nooit in die steek nie. U ken elkeen van ons soos ons hier voor U sit en ons bid dat U ons oë sal rig op die dinge in ons lewe wat vir ons sekuriteit gee. En dat ons dit sal laat sien vir wat dit is. Tydelik. En Here, dat ons sal vashou aan U. En vanuit U sal lewe. En dat mense wat met ons te doen kry sal sien, daar is 'n stuk vrede in ons lewens. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. U ken elkeen van ons soos ons hier voor U sit, Here, met ons bekommernis, ons hartseer, ons vreugdes, ons uitdagings. En ons bid, Here, dat U ook vir ons daar sal tegemoet tree. En Here, dan bid ons vir ons land, wat afstuur op 'n munisipale verkiesing, waarvan daar ook so baie dinge gesê word. Dreigemente van geweld en alles wat daarmee saamgaan. En ons bid dat U grootheid ook daarin geopenbaar sal word aan hulle wat nie glo nie. Here, dat U vir ons dit wat onmoontlik lyk sal gee, en dit is vrede en stabiliteit in ons land.
En ons bid Here dat wat ook al gebeur in die verkiesings, dat hulle wat hulle self Christene noem, sal luister na wat U sê. Want Here, as dit so is, en daar is meer as 80% Christene in die land, dan bid ons dat U wil ook daar sal geskied. Seën ons ook in hierdie dag, laaste dag voor die vakansie begin, seën ook al die onderwysers, wat met die kinders gaan werk. En ons bid Here dat daar vrug op hulle arbeid sal wees. Ons vra dit om Jesus ontwil. Amen. Ons dankoffers en dan sluit ons met Psalm 33.